Dag sê, die vakansie is amper verby en ons vertrou dat julle almal lekker uitgerus het vir die nuwe jaar se bedrywighede. Ons wil ook dankie sê vir al die Kerskaartjies en al die goeie wense wat ons ontvang het. Julle het seker almal al gehoor van die Nasionale Jeugorkes. Hulle is 'n groepie uiters begaafde jong musikante wat al verskeie oorseese toere onderneem het. En vanaand toer ons so 'n bietjie saam met hulle. In 1964 het die Suid-Afrikaanse Vereniging van Musiekonderwysers in samewerking met die destydse Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap 'n nasionale jeugorkeskursus ingestel. Die doel daarvan was om jong musikante die geleentheid te gee om saam te werk, opleiding te kry in ensemble en orkeswerk en om in die openbaar op te tree. Uit hierdie jong mense sou noodwendig ook die orkeslede van die toekoms getrek word. Dit sou ook lei tot die totstandkoming van 'n nasionale jeugorkes. Op die 10de Nasionale Jeugorkeskursus is hierdie ideaal verwesenlik. 'n Nasionale jeugorkes is gekies en hulle is uitgenooi om deel te neem aan 'n internasionale fees vir jeugorkeste in Aberdeen, Skotland. Konserte is ook gehou in Londen en in Europa. Hier oefen hulle onder leiding van gasteregent Alberto Boulez aan die Sinfonie nommer 8 in G-majoor van Dvorak. Uiteindelik, na al die harde werk, op pad na Europa. Daar is onder andere konserte gehou in Aalst, België en in Barcelona, Spanje. Maar alles was daarom nie net werk nie. Uit hierdie pragtige kathedraal in Aalst het die klanke gekom van ons eie nasionale jeugorkes se musiek. Ook in Londen is hierdie musiek gehoor. Plekke waarvan voorheen nog net gehoor is, het 'n werklikheid geword.
en dit alles deur die gawe van musiek. Speakers Corner, wat enige jong Suid-Afrikaner se bloed kan laat kook. Maar as jy dan nie self op 'n seepkussie kan spring om jou sê te sê nie, dan lag jy maar liewers vir al die sothede wat hier kwyt geraak word. Gelukkig is daar ook in die hartjie van Londen, en dit nogal aan die voet van Lord Nelson se standbeeld, 'n plek waar 'n mens Afrikaans kan sien. Ten spyte van alles wat in Europa en Londen gesien en gedoen is, was die hoogtepunt van die toer tog maar in Aberdeen, waar die internasionale jeugorkesfees plaasgevind het. Ook nie 'n vermoeiende treinreis van 10 uur kon die geesdrif demp nie. Hier in Aberdeen het die eintlike dinge plaasgevind. Saam met duisende ander jong musikante van dwars oor die wêreld is musiek geëet, gedrink en geslaap. Die granietstad word hy soms genoem, met rye en rye enerse skoorstene en enerse huise. In die hartjie van Ou Aberdeen by die universiteit is daar hard gewerk, want alhoewel daar geen amptelike kompetisie was nie, wou elkeen tog gehad het sy land se orkes moes die beste wees. Een vroege oggendbesoek aan die vismark het daarom ook gesorg vir die nodige afleiding. In Seaton Park is nie net konserte gehou nie. Baie toerromanse het ook hulle beslag hier gekry.
As daar geen kompetisie op musikale vlak was nie, het die internasionale botsing tussen Suid-Afrika en Pole daarvoor vergoed. Die feit dat die Israëlse gastdirigent Avi Ostrovsky vir Suid-Afrika gespeel het egter nie veel gehelp nie. Gelukkig is daar daarom meer as net musiek geëet en gedrink. As dit nie vir al die Skotse kastele was nie, sou mens maklik kon sê, dit lyk maar net soos by ons. They have perfumes too. What a beautiful rose. Rose is like music. You know, the petals is like a phrase. And the fragrance is like a whole symphony. It's a perfection. And the fragrance is not only like when we hear a beautiful piece of music, but when we think that we are so near nature and so near God. The rose is the real gift of nature to man. And you can see here you have thousands and thousands of roses. You never know what is the more beautiful one. If Bach, if Beethoven, or Stravinsky. They're all beautiful. Met hierdie woorde van Alberto Boulez of Maestro, soos hy beter bekend gestaan het onder die orkeslede, het almal saamgestem. Dit was tog waarvoor hulle daar was, om musiek te maak. Enige musiekliefhebber sou trots wees op ons jong mense, want alhoewel die toer baie hoogtepunte gehad het, was daar een besondere aand toe Suid-Afrika aan die beurt gekom het, en selfs 'n handjievol betogers agtergekom het, dat hulle nie teen die mag van musiek bestand is nie. Die toe 14-jarige Piet Koornhof speel nou saam met die Nasionale Jeugorkes van Suid-Afrika die vioolkonsert nommer 1 van Max Broeg.